Goeiemôre. Jy luister na die 73ste oordeenking in die reeks Kopskuif. Ons tema vanoggend is omgewingsfaktore. Van 'n afstand beskou word goeie gewoontes gebore uit goeie motivering en selfdissipline. Dit is soos om van 'n afstand af te sê 'n vliegtuig kan vlieg omdat dit vlerke het. In werklikheid is daar baie meer faktore wat 'n ewe belangrike rol speel. Luister na hierdie verstommende bevinding waarvan James Clear vertel. In 1971, toe Amerika reeds vir 16 jaar in 'n oorlog met Vietnam gewikkel was, het 2 kongreslede wat die troepe besoek het, ontdek dat ongeveer 15% van hulle aan heroïne verslaaf is. By verdere studies bevind dat 35% van soldate al heroïne gebruik het en dat 'n verstommende 20% verslaaf was daaraan. President Nixon en sy personeel het met groot bekommernis die ramp en verleentheid probeer takel deur 'n spesiale taakspan aan te stel. Hulle fokus was op voorkoming, maar veral om die terugkerende soldate te rehabiliteer wanneer hulle terugkeer huis toe. Navorsers was absoluut verstom oor wat volgende gebeur het. Want die verloop van gebeure het alles wat aanvaar is oor verslawing en veral heroïneverslawing op sy kop gekeer. 9 uit elke 10 van die verslaafdes het onmiddellik ophou heroïne gebruik met hulle terugkeer, oornag. Daar is vroeër aanvaar dat heroïneverslawing onomkeerbaar is en noodgedwonge, outomaties sal uitloop op die ergste einde. Wat het die verskil gemaak? Konteks. Toe die konteks verander het, het hulle gewoontes verander. Terwyl hulle in Vietnam was dwelms vrylik beskikbaar, hulle was oorweldig deur die realiteit van oorlog, en hulle was omring deur medesoldate, vriende, wat almal of die meeste van hulle dwelms gebruik het. Met hulle terugkeer was hulle omring deur mense in 'n nuwe omgewing, ander mense, en daar was nuwe impulse, wat die ou impuls om heroïne te gebruik laat verdwyn het. Die werklikheid van verslawing in die breë populasie is dat 90% van daardie verslaafdes weer terugval wanneer hulle terugkeer na hulle huise en hulle omgewing. Wilskrag, dissipline, moed en volharding speel wel 'n rol om verslawings en terugslae te oorkom of doelstellings te bereik en sukses te behaal. Maar 'n groter verskil wat ons kan maak is om 'n meer gekontroleerde omgewing te skep. Ek stem heel hartig saam met die skrywer hier. Deur die jare heen is die een groot frustrasie vir my dat mense wat verslaaf is of aan slegte gewoontes vasgevang geraak het, dikwels nie hulle omgewing wil verander nie. Hulle wil steeds na dieselfde plekke toe gaan, met dieselfde mense uithang, dieselfde dinge bly doen, dieselfde sensoriese belewennisse behou. Basies, in presies dieselfde situasie bly waarin hulle nou is, maar hulle dink hulle gaan 'n nuwe blaadjie omslaan. Soms raak mense selfs aggressief as jy hulle daarop wys dat hulle omgewing vir hulle negatief is. Hulle sal dit met hand en tand verdedig. Nie alleen verslaafdes aan heroïne nie, maar verslaafdes aan stokperdjies, verslaafdes aan hulle werk, verslaafdes aan die een of ander obsessie. Selfs 'n goeie ding kan in die groter omgewing van jou lewe destruktief word. En so bly mense vasgevang in die sirkelgang van die lewe. 'n Sirkelgang wat stadig aan afwaarts spiraal. Min dinge gebeur terwyl jy dieselfde roetine in dieselfde omgewing bly herhaal. As 'n mens by die huis kom, op die bank neerval, die TV aanskakel met 'n pak chips, dalk 'n bier drink of iets sterker en 11 uur s'nags moeg en uitgeput aan die slaap raak. Is dieselfde trein wat by dieselfde stasie stop. Jy kan selfs 'n prentjie neem wat indrukwekkend lyk van 'n afstand af. Jy kom na 'n lang dag by die huis, jou brein en liggaam in die rooi gedruk met honderde oproepe, e-posse, afsprake, goeie sake transaksies, lewe in die vinnige baan. Op pad terug huis toe koop jy kitskos, want die kinders het elkeen 12 aktiwiteite waarin hulle deelneem
en tussendeur moet hulle huiswerk doen en vir eksamens leer. En daar's nog werk oor om vanaand af te handel voordat jy uiteindelik in die slaap kan raak. So raak jy meer geïrriteerd met jou man, vrou of kinders, en omdat jy moeg is, verhoog jy jou aanvullers. En omdat jou brein nie kan rus nie, drink jy 'n pilletjie om in die slaap te raak. Miskien is albei hierdie voorbeelde ekstreem. Maar dalk is dit nie. Ons omgewing, ons konteks, ons habitat is bepalend vir die skep van nuwe gewoontes of die sirkelgang van negatiewe gewoonteopstapeling. Kom terug na jou identiteit toe. Is dit wie jy is en wie jy werklik wil wees? Is dit die lewe wat God vir jou bedoel het? Is dit jou lewensbestemming? Soms verg dit 'n heilige ineenstorting voordat 'n mens tot jou sinne kom, gedwing word om nuwe besluite te neem. 'n Hartaanval, uitbranding, 'n mediese kondisie, 'n verhouding wat verbrokkel met 'n man, vrou of kind wat sê ek speel nie meer saam nie. Die beste manier om slegte gewoontes te staak is om dit af te sny by die wortel daarvan. Verander jou omgewing. Met omgewing word nie noodwendig bedoel jy moet nou verhuis nie. In sommige gevalle is dit inderdaad nodig. Maar jy kan jou onmiddellike omgewing verander. Verander die omgewing van jou koskas. As daar nie 'n impuls is wat jou verlei nie, maak jy dit vir jouself baie makliker. Verander die omgewing waar jy jou inkopies doen. Nie die rakke daar regs in die supermark nie. Trek vir jouself 'n streep in die supermark en sê hierby gaan ek nie verby nie. Die laaste rak waarby ek kom is die skoonmaakmiddels. Trek die TV se kragtoevoer by die muurprop uit. En draai sommer 10 laag kleefband om die prop. Skuif die TV uit jou kamer. Los jou rekenaar by die werk. Ry 'n ander roete waar daar nie 'n kroeg op pad is huis toe nie. Berei jou foon ver genoeg weg en omring jouself met boeke wat inspirerend en opbouend is. Hoe kan jy jou omgewing verander sodat dit jou goeie gewoontes kan versterk en jou kan help om nuwe gewoontes te kan opstapel? Hou wag oor jou gedagtes, hulle word jou woorde. Hou wag oor jou woorde, dit word jou dade. Hou wag oor jou dade, hulle word jou gewoontes. Hou wag oor jou gewoontes, dit word jou karakter. Hou wag oor jou karakter, dit word jou bestemming. Kom ons bid saam. 'n Gebed van Martin Luther. Here, hoe die dinge waarvoor ek vra, deur U voorsien sal word, dit weet ek nie. Maar dat U sal voorsien, dit glo ek, want U het dit beloof. U het my geleer om te bid, dan sal U mos sekerlik ook na my gebed luister. Here, dit is nie die verdienstelikheid van my gebed wat my oortuig dat U sal hoor en antwoord nie, maar die sekerheid van U trou. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.